Ons wil nie jou jammerte hê nie. Ons wil jou hulp hê. Dit is die boodskap wat Phil Craig namens die CIG, die Cape Independence Advocacy Group, vanaf die suidpunt van Afrika gestuur het aan die magtigste man op aarde. Nie 'n smeekbrief nie, nie 'n oorgawe nie, 'n voorstel. President Trump het iets gedoen wat die internasionale gemeenskap vir 30 jaar geweier het om te doen. Hy het na Suid-Afrika gekyk en gesê wat miljoene mense wat daar binne leef reeds geweet het, dat die reënboognasie is nie wat verkoop is nie, dat iets verkeerd gegaan het. En sy instinkt was om Afrikaners toevlugstatus te bied. Ons is dankbaar, maar hier is die beter idee. Afrika is ons tuiste, nie 'n plek waar ons beland het nie. Nie net 'n tydelike reële nie, 'n tuiste. Toe die Weste teen fasisme en kommunisme gestaan het ons saamgestaan. Ons tale, ons kulture, ons beskawing. Hulle is nie ingevoer en onder glas bewaar nie. Hulle is hier gegroei, in hierdie grond, onder hierdie lug. Om te vlug is om oor te gee. En Phil Craig vra nie vir die waardigheid van 'n ordelike terugtog nie. Hy vra vir die reg om te bly en onsself te regeer. Dit is nie 'n radikale idee nie. Dit is die oudste demokratiese idee wat daar is. Buite Suid-Afrika verstaan die meeste mense nie wat die Weskaap werklik is nie. Die Weskaap is nie 'n metafoor nie. Dit is 'n plek met 'n meerderheid, 'n kultuur, 'n taal en 'n demokratiese rekord waar meer as 50% nog nooit vir die ANC gestem het nie. Sedert 1994 het die mense van die Weskaap nog nooit gestem vir die party wat hulle op nasionale vlak regeer nie. Hulle stemme word getel en dan word hulle regeer deur mense wat hulle nie gekies het nie, volgens waardes wat hulle nie deel nie, onder beleid wat hulle nie onderskryf het nie. Dit is nie demokrasie nie. Dit is die verskoning van demokrasie. 'n Proses sonder agentskap, 'n stem sonder gevolg. Afrikaans is die mees gesproke taal in die Weskaap. Nie net onder wit Suid-Afrikaners nie. Onder die breingemeenskap, die Khoi gemeenskap, 'n mens wat gemarginaliseer is onder wit regerings en swart regerings gelyk, wat ten volle aan hierdie plek behoort en wat deur elke nasionale projek in die steek gelaat is. Phil Craig skryf nie net vir Afrikaners nie. Hy skryf vir almal wat buite elke weergawe van die nasionale verhaal gelaat is. Die Kaapse seeroete is een van die mees strategies belangrike skeepvaartlyne op aarde. Die suidpunt van Afrika sit by die kruising van die Atlantiese en Indiese Oseane. Elke groot mag wat ooit ernstig oor 'n globale invloed nagedink het, Napoleon, die Engelse, het verstaan wat dit beteken om daar 'n vriend te hê of 'n vyand. Op hierdie oomblik beweeg die Suid-Afrikaanse regering na China, Rusland en Iran. Dit het gesamentlike militêre oefeninge met Rusland gedoen, terwyl die Weste gekyk het hoe die Oekraïne brand. Dit het homself diplomaties en ideologies belyn met magte wat direk vyandig is aan westerse belange. En aan die punt van daardie land is daar 'n bevolking wat kultureel, polities en histories in lyn met die Weste wat teen sy wil regeer word deur 'n nasionale meerderheid wat in die teenoorgestelde rigting wys. Phil Craig vra nie vir liefdadigheid nie. Hy wys vir President Trump 'n geleentheid. 'n Demokratiese Weste-gerigte republiek aan die suidpunt van Afrika is nie 'n liefdadigheidsprojek nie. Dit is 'n strategiese bate van die eerste orde. Hier is die vraag wat Pretoria doodsbang vir is. Wat gebeur as die mense van die Weskaap gevra word of hulle 'n referendum wil hê oor hulle eie grondwetlike toekoms? Die peilings het die antwoord reeds gegee. Die meerderheid sê ja. En die politieke elite het alles in sy vermoë gedoen om te verseker dat daardie vraag nooit amptelik gestel word nie. Want hulle weet wat die antwoord gaan wees. Dit is nie 'n ekstremistiese beweging nie. Dit is nie 'n gewapende opstand nie. Dit is 'n demokratiese bevolking wat vra vir die demokratiese reg om te besluit hoe hulle regeer wil word. Internasionale reg is duidelik hieroor. Selfbeskikking is nie 'n voorreg nie. Dit is 'n onvervreembare reg. En tog word die mense van die Weskaap onderdruk. Nie deur argumente nie, maar deur vertraging en die institusionele mag van 'n nasionale meerderheid wat weet dat 'n eerlike vraag 'n baie ongemaklike antwoord sal lewer. Ons tale sal verlore gaan. Ons kulture sal geabsorbeer word. Ons vlam sal uitgedoof word. Nie in een dramatiese oomblik nie, op die manier wat beskawing sterf,
Stadig, inkrementeel, deur verwaarlosing en onmag en die stille oortuiging dat niemand genoeg omgee om iets te doen nie. Tensy iemand omgee. Ons moet nou omgee genoeg om dit hardop te sê, om dit op die skrif te stel, om dit direk aan die president van die Verenigde State te stuur. En nou vra Phil vir die volgende stap. Nie troepe nie, nie sanksies nie, net een ding. Publieke ondersteuning vir die demokratiese reg van die mense van die Wes-Kaap om hulle eie grondwetlike toekoms deur 'n referendum te bepaal en 'n direkte betrokkenheid by beide die Suid-Afrikaanse nasionale regering en die Wes-Kaapse provinsiale regering om so 'n proses aan te moedig en te beklemtoon dat die demokratiese uitkoms gerespekteer kan word. Dit is die versoek. Dit is eenvoudig, demokraties en histories. Phil Craig het nie hierdie brief geskryf omdat dit maklik was nie. Hy het dit geskryf omdat dit nodig was. Ons staan op 'n kruispunt, 'n ernstige kruispunt. Nie net Afrikaners nie, nie net breingemeenskappe nie. Elke persoon in die Wes-Kaap wat ooit gestem het en gevoel het dat hulle stem in leekamers verdwyn het. Elke persoon met 'n taal praat wat die nasionale projek as tweede rangs behandel het. Elke persoon wat 'n beskawing gebou het wat die regering probeer vernietig. Ons het ons plek in die geskiedenisboeke verdien. Ons stryd nou is om ons plek in die toekoms te verseker. Nie as vlugtelinge in 'n vreemde land nie. Nie as 'n minderheid wat genadiglik toegelaat word om te bly nie, maar as 'n vry volk wat homself regeer, sy eie waardes kies en sy eie toekoms bou hier in Afrika waar ons nog altyd was. Hierdie is ons tuiste. Miskien onthou die mense wat redelik was toe redelikheid nutteloos was nie. Ons onthou die mense wat die oomblik duidelik genoeg verstaan het om daarop te tree. Phil Craig het nou sy deel gedoen. Hy het die brief geskryf, hy het die argument gemaak, hy het die moed gehad om dit hardop te sê toe ander stil gebly het. President Trump het die wêreld reeds vertel wat hier gebeur. Nou vra Phil om die volgende stap te doen. Onderskryf die reg van die mense van die Wes-Kaap tot 'n referendum. Praat direk met Pretoria en met Kaapstad. Maak duidelik dat die demokratiese uitkoms gerespekteer moet word. Nie omdat dit liefdadigheid is nie, omdat 'n vrye, westegerigte republiek aan die suidpunt van Afrika in elke westerse nasie se strategiese belang is. Ons wil nie vlug nie. Ons wil bou. Ons het altyd gebou. Al wat ons vra is die reg om vir onsself te besluit hoe ons dit gaan doen. Die vlam brand nog. Die CIG het dit aan die wêreld gewys. Help ons om dit te hou.